Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Dwars deur die Ou Testament sien ons hoe die Israeliete dikwels moedeloos geraak het en net wou opgee. Die rede? Keer op keer het hul vyande met hulself vergelyk in plaas van met God. Miskien kan jou vandag daarmee vereenselwig. Dis egter baie belangrik dat 'n mens sal besef dat die grootte van jou God geopenbaar word deur die grootte van die ding wat dit verg om jou moedeloos te maak. As jou probleem jou tot wanhoop bring, dan het jy vergeet hoe groot en magtig die God is wat jou geroep het en sy eie gemaak het. Moedeloosheid word dikwels gebore wanneer ons onsself met ander begin vergelyk, of met die grootte van die uitdagings voor ons. 'n Goeie manier om dit te beveg, is om te onthou waar jy vandaan kom. Kyk hoe ver jy al gekom het. Dink terug hoe goed God al vir jou was, en hoeveel kere hy jou al in die verlede deurgebring het. God is nog nie klaar met jou nie. Sy wil is dat jy in geloof sal groei en geestelik volwasse sal word. Daarom bemoedig die skrif ons in Galasiërs 6 vers 9, en laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Baie mense soek 'n oes nog voor die tyd reg is. Dink so daaraan. Op net die regte tyd het God sy seun gestuur. Op net die regte tyd het die dag van Pinkster aangebreek en was die Heilige Gees uitgestort. Jy kan nie iets dwing om buite seisoen te gebeur nie, maar jy kan getrou bly in die wag. Jy kan 'n keuse maak om nie moeg te word om goed te doen nie. Jy kan onthou hoe ver jy al gekom het en God vertrou om elke belofte wat hy jou gegee het in vervulling te bring. Here, vandag kom ek na U toe, terwyl ek sukkel met angstigheid en ongeduld, omdat dinge nie so vinnig gebeur soos wat ek gehoop het dit sal nie. Stort asseblief U vrede uit oor my hart en my verstand. Ek weet dat U tydsberekening perfek is en dat U nooit te laat is nie. Maar my menslike hart sukkel met die wag. Help my om U ten volle te vertrou en om nie dinge op my eie te probeer forceer nie. In Jesus naam bid ek dit. Amen.